Vandag se lesie kyk ons nou nog steeds weer na funksies en verhoudings en ons gaan met dit 'n bietjie verder gaan. In die vorige lesie het ons gesien hoe vloeidiagramme gebruik word om 'n algebraïese uitdrukking op 'n grafiese manier voor te stel. En ons het gesê daai algebraïese uitdrukking is soos 'n masjien wat 'n proses uitvoer. In vandag se les gaan ons kyk hoe ons tabelle kan gebruik om die verhoudings tussen inset en uitsetwaardes aan te toon. Net soos ons vloeidiagramme gebruik het, kan ons nou tabelle gebruik om die verhouding tussen inset en uitsetwaardes voor te stel. As ons nou byvoorbeeld kyk na die volgende tabel met ons x en ons y-waardes, dan onthou ons nou x is mos ons insetwaarde. Ons insetwaarde wat dan nou deur hierdie bewerking gaan en wat vir ons dan 'n spesifieke antwoord gee wat ons sê is ons uitsetwaarde. En y is dan ons uitsetwaarde, so ons werk nou hier met x en y. As ons kyk na hierdie tabelletjie, sien ons x se waardes is 0, 1, 2, 3 en 4. Nou sien ons, as ons 0 in ons masjien invoer, kry ons 'n antwoord vir y is 3. As ons 1 insit, is ons y-waarde 5. As ons 2 insit, is ons y-waarde 7. As ons 3 insit, kry ons 'n antwoord van 9. En as ons 4 insit, kry ons 'n antwoord van 11. Nou moet ons net gaan bepaal hoe hierdie vergelyking werk. En dit werk baie soos met ons lineêre patroon. Al ding is net, ons moet nou, die eerste ding wat ons nou gaan kyk, ons kan sien hier is 'n konstante verskil tussen die terme, met ander woorde plus 2, plus 2, plus 2. As ons nou wil gaan kyk na die verhouding tussen die x en die y-waardes, met ander woorde die verhouding tussen die getalle in die boonste ry en die getalle in die onderste ry, hoe kan ons dit beskryf? As ons nou kyk na die y-waardetjie, dan kan ek sê, my y-waarde gaan 2 maal ietsie met my x, so ek het nou met my x-waarde is in hierdie geval mos nou 0. So as ek kyk na daai, dan gaan ek sien, ek wil in 'n verhouding met x skryf, 2 maal 0 gee vir my 0, en dan plus 3 gaan vir my 'n antwoord gee van 3. As ek nou die volgende term bekyk, dan kan ek sien ek het 2 maal met my x-waardetjie wat 1 is, en ek kry nog 'n plus 3, gaan vir my 'n antwoord gee van 5. Die verskil nou met x en y hierso is dat hulle teenoor my lineêre patroon. Lineêre patroon begin altyd by term 1, waar x en y waardes nou ook negatiewe waardes kan hê. So, as ons hierdie reël nou volhou, dan kan ons sê y is gelyk aan 2 maal met my x-waardetjie wat 2 is. 2 maal 2 is 4 plus 3 gee vir my die volgende term. So julle sien steeds dat ons werk met ons konstante verskil maal met ons x-waardetjie, en dan kry ons dit wat ons moet bytel om by ons antwoord van 3 uit te kom. Wat baie belangrik is, ons noem ook, as julle mooi kyk na dit, x is ons onafhanklike veranderlike. Met ander woorde, x is 'n waarde wat ons kan kies. Hy is 'n onafhanklike veranderlike. Hy is 'n hoeveelheid wat gemanipuleer kan word. So ons praat van hom as 'n onafhanklike veranderlike. En wat nog belangrik is, y is dan ons afhanklike veranderlike. Hoekom is y afhanklik? Want y hang af van die waarde wat x gaan wees. Met ander woorde,
Ons praat van y as ons afhanklike veranderlike. Dit is ook die hoeveelheid wat waargeneem word as ons x instel in die vergelyking. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld van 'n tabel. Ons kyk na ons volgende voorbeeldjie van ons tabel. Ons het ons x en ons y-waarde. X is nou -2, -1, 0, 1 en 2. Onthou, ons praat van x as ons insetwaarde en ek gaan sommer nou hier bysit. X is ons onafhanklike veranderlike. Y is ons uitsetwaarde, met ander woorde, dis die waarde wat ons uitkry nadat die bewerking gebeur het, nadat hy deur die masjien is, en dit is ons afhanklike veranderlike, want hy hang af van wat die waarde van x is. Ok, so in hierdie geval sê hulle vir ons, x as x -2 is die antwoord wat ek kry vir y -14. As x -1 is dit -8. As x 0 is dit -2. As x 1 is dit 4. En as x 2 is, dan is dit 10. As ons nou weer mooi kyk hierso, dan gaan ek nou ook weer sien, elke keer as ek van -14 af na -8 toe gaan, het ek 'n konstante verskil van 6. So ek tel elke keer 'n 6 by. Dit herinner julle nou net mooi aan julle lineêre rye, nê? So dit gee vir ons 'n konstante verskil van 6. Ons wil nou kyk, wat is die verhouding tussen die x en die y? As ek kyk na my y'tjie, dan kan ek sien dis my konstante verskil, maal met my x-waarde, gaan vir my -12 gee. En as ek nou by -14 moet uitkom, dan moet ek nog 2 aftrek. En dit gee vir my -14. Waar julle nou kan sien, hierdie is ons konstante verskil, hierdie is my x-waarde, en hierdie is dit wat ek moet bytel of aftrek om by my y-waarde uit te kom. Kom ons kyk na die volgende een. Y is gelyk aan 6, maal met my x-ie wat -1 is. 6 maal met -1 is -6, so ek moet nog 2 aftrek om by -8 uit te kom. Volgende een, y is gelyk aan 6 maal met 0. 6 maal 0 is 0. Ek moet 2 aftrek om by antwoord -2 uit te kom. Volgende enetjie, het ek y is gelyk aan 6 maal met 1. 6 maal met 1 is 6. -2 gee vir my 'n antwoord van 4. Y is gelyk aan 6 maal met 2 wat 12 is, -2 gee vir my 'n antwoord van 10. Ek kan met ander woorde sê, hierdie masjien waar ek die bewerking insit, kan geskryf word as y is gelyk aan 6x - 2. Dit is met ander woorde my reël wat toegepas word. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. Ons het ons x en ons y-waarde. X is ons insetwaarde. Y is ons uitsetwaarde. X is ons onafhanklike veranderlike. Y is ons afhanklike veranderlike, want hy hang af van die waarde van x. Kom ons kyk wat hier vir ons gegee word. Ons word gegee, x is die waardes -2, -1, 0, 1 en 2. As x -2 is y -8. As x -1 is y -5. As x 0 is y -2. As x 1 is y 1. As x 2 is y 4. Nou kom ons kyk mooi wat gebeur hierso. As ons na hom kyk, kan ons sien ons het elke keer 'n +3. +3.
plus 3, met ons het ander woorde 'n konstante verskil van 3. As ons wil gaan kyk wat is die verhouding tussen y en x, dan kan ons sê y is gelyk aan my konstante verskil 3 maal met daai x-waarde gee vir my minus 2, 3 maal met minus 2 is minus 6, minus 6 dan moet ek nog 2 aftrek om by my y-waarde uit te kom wat minus 8 is. As ons die reël so verder vaslê, kan ons sê 3 maal met minus 1 is minus 3, minus 2 gee vir my 'n antwoord van minus 5. Y is gelyk aan 3 maal met my x-waarde, en 3 maal 0 is 0, minus 2 gee vir my 'n antwoord van minus 2. Y is gelyk aan 3 maal met 1, minus 2, 3 minus 2 is 1. Y is gelyk aan 3 maal met 2, 3 maal 2 is 6, minus 2 gee vir my 'n antwoord van 4. Ek kan daarom sê, my reël, met ander woorde my proses wat die verwerking doen, gaan wees y is gelyk aan 3x minus 2. So, net so kan ons uit hierdie ene uit nou bepaal, met ander woorde, ons kan enige waarde bepaal. Bepaal y as x gelyk is aan 12. Dan kan ons mos nou sê, y is gelyk aan 3 maal 12 minus 2. 3 maal 12 is 36, 36 minus 2 is 34. Met ander woorde, ons kan sê, as x 12 is, dan is y 34. Net so kan ons nou x bepaal as hulle vir ons sê dat y gelyk is aan 52. Want ons reël sê vir ons, y is gelyk aan 3x minus 2. Nou net soos met patrone werk dit, so nou is ons y-waardetjie 52, so ons kan daai 52 in y se plek instel. Met ander woorde, ons het 52 is gelyk aan 3x minus 2. Ons wil vir x alleen hê, so wat ek kan doen om x alleen te kry is om die minus 2 na die ander kant toe te vat, so ek kry 52 plus 2 is 3x, 52 plus 2 gee vir my 54 is 3x, as ek x alleen wil hê, dan gaan ek deel deur 3 en deel deur 3 en 54 gedeel deur 3 gee vir my 'n antwoord van 18. Daarom kan ek sê dat x gelyk is aan 18. Ons kan met ander woorde hier ook sien, as y 52 is, dan is x 18. So die 52 en die 18 is maats. Maar onthou, ons skryf altyd ons x en y. Julle het laas jaar al 'n bietjie gedoen van dit. As ons geordende getalle paar, moenie oor dit nou bekommerd wees nie. Ek gaan dit nog weer in volle detail met julle behandel, hoe om dit so te skryf. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons byvoorbeeld kyk na die volgende voorbeeldjie, het ons x-waarde, wat ons insetwaarde is, of ons onafhanklike veranderlike, en ons het ons y wat ons uitsetwaarde of ons afhanklike veranderlike is. Nou kom ons kyk, as x 5 is, 6, 7, 8 en 9 is. En ons kry dat as x 5 is y 13. As x 6 is y 15. As x 7 is y 17. As x 8 is y 19. As x 9 is y 21. Nou kom ons kyk mooi wat gebeur hier.
As ons nou weer mooi kyk, dan kan ons sien hier is 'n konstante verskil weer van 2. Konstante verskil van 2. Konstante verskil van 2. Konstante verskil van 2. So ons wil kyk hoe die verhouding is tussen x en y. So as ek gaan kyk na my eerste xie, dan kan ek sê y is gelyk aan my konstante verskil 2 maal met my xie wat 5 is. 2 maal 5 is 10. Dan moet ek 3 bytel om by 13 uit te kom. Kom ons kyk na die volgende een. 2 maal met 6. 2 maal met 6 is 12 plus 3 is 15. Y is gelyk aan 2 maal met 7. 2 maal 7 plus 3 gaan vir my 17 gee, want 2 maal 7 is 14 plus 3 is 17. Y is gelyk aan 2 maal 8. 2 maal 8 is 16. 16 plus 3 gee vir my 'n antwoord van 19. Y is gelyk aan 2 maal 9. 2 maal 9 is 18 plus 3 gee vir my 'n antwoord van 21. Daarom kan ek sê die reël wat hier toegepas word is y is gelyk aan 2 maal met x plus 3. Jy kan hierdie tabelmetode nou oefen deur jou huiswerkies te voltooi en die vergelyking te bepaal is ook die getalletjies wat verder vir jou gevra word. Onthou, practice makes perfect, geniet die huiswerk sommetjies.